Doen jouself 'n guns en gaan lees 'n bietjie weer Hebreërs hoofstuk 11, net vir jouself. En dan merk jy of maak jou eie lys van daardie nie minder nie as 17 vermeldings van geloofshelde, hoofsaaklik uit die Israel-bedeling, maar ook onlangse gelowiges waarna die skrywer verwys. En daarom, in Hebreërs 12 se eerste 2 verse, kom nou sy oproep. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi en die wedloop met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Hier lê die hoogtepunt van die hele gedeelte. Ons word herinner dat ons nie alleen hardloop nie. Daar is 'n wolk van getuies, 'n skare wat ons aanmoedig. In ander vryer vertalings, soos die Lewende Bybel, kom die beeld van die atletiekbaan hier sterker na vore. Daar staan: ons is soos atlete wat op die atletiekbaan hardloop in die wedloop wat God vir ons bepaal het. Al hierdie mense wat voor ons geleef het en op God vertrou het, is soos die skare toeskouers wat langs die baan staan om ons aan te spoor. Laat ons dan ontslae raak van enige iets, enige struikelblokke wat ons op die baan kan verhinder. Veral die sonde wat aan ons vasklou. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, die sonde wat so maklik 'n houvas op 'n mens kry. En die Nuwe Testament praat van daardie sonde wat ons lewe so maklik oorneem en beheer. En laat ons dan met al ons krag hardloop. Vers 2 sê, hou julle oë altyd op Jesus. Ander vertalings sê, ons moet op Jesus fokus en op hom konsentreer, want hy lei ons om op God te vertrou en hy sal ons leier bly tot die einde toe. In die Nuwe Testament staan hier, Jesus is die pionier en die padbouer van ons geloof. Hy was gewillig om die skandelike dood op die kruis te sterf ter wille van die vreugde wat voorgelê het. Nou sit hy in die ereplek in die hemel aan die regterkant van God. Die Hebreërs skrywer vra sy aanvanklike gehoor en vir jou en my vandag volhard in die wedloop van die lewe. Ons hoor baie van vasbyt en hier op jou geloofspad is dit juis van kardinale belang. Dit vra 'n seker en vaste fokus. Jesus Christus self en hy alleen. Hy het die kruis verduur ter wille van die vreugde wat vir hom voorgehou is, ter wille van ons, sy familie, en daarom sit hy nou aan die regterhand van die Vader. Ons krag lê nie in onsself nie, maar in hom wat reeds die pad voltooi het. Daarom hou ek so van die Nuwe Testament vertaling wat sê, Jesus is die pionier en die padbouer van ons geloof. Jy word vandag opnuut weer opgeroep om nie geestelik moeg te word en uit te sak nie. Wanneer ons Jesus se voorbeeld onthou, kry ons nuwe moed en krag om vol te hou. Nou is die vraag net, wat hou jou weg van Christus? Waarop fokus jy? Maak dit nou op hierdie oomblik 'n doelbewuste keuse om jou fokus op hom alleen te plaas, om op hom te konsentreer. Wanneer jy hom sien, sal jy nie moedeloos word nie, want hy is ook vir jou die begin en volëinder van jou geloof. Kom ons bid saam. Here Jesus, vergewe ons en bewaar ons van alles wat ons aandag van U aftrek, wat ons weghou van U, wat ons verhoed om 100% oorgegee aan U te lewe, elke sekonde van elke dag, elke besluit wat ons neem, elke daad, elke gedagte, elke woord oor ons lippe. Help ons om op U te fokus, om ons oë op U gerig te hou, om op U te konsentreer. Dankie dat U ons help om nie moedeloos te word nie, om nie geestelik moeg te word en uit te sak nie. Ja, dankie Here Jesus dat U die pionier en die padbouer ook van my geloof is. Amen.